Wat min mense weet, is dat neuro beteken senuistelsel of senuweestelsel. En almal van ons weet dat daar sekere gedragspatrone waarmee ons sukkel. Maak nie saak hoeveel keer jy al probeer het om te verander nie. Elke nou en dan word jy geaktiveer, Engelse woord is getrigger, en dan tree jy weer op dieselfde manier op en dan moet jy weer sê jy's jammer of weer harder probeer om meer positief te wees of nie negatief te wees of nie so op te tree nie. En die rede vir dit is omdat gedrag is in ons senuweestelsel, is deel van ons senuweestelsel. Dit is wat ons noem procedural memory. Dit is geheue van 'n prosedure wat ons oor en oor aangeleer het, en die wyse hoe gedrag in ons senuistelsel gaan vassit is een van twee maniere, of deur middel van repetisie, lae emosionele intensiteit en repetisie. Dit is nou tipies soos jy leer om skoenveters vas te maak, jy leer om met 'n mes en vurk te eet, jy leer om kar te bestuur, en aanhoudende, repeterende oefening maak dat jy dit later van self kan doen sonder om te dink. Aanvanklik moet jy dink, dit wil sê aanvanklik gebruik jy jou voorbrein om te dink, hoe moet ek die stuur wil vashou, en eventueel wanneer jy dit kan doen sonder om te dink, dan is dit deel van jou procedural memory, dit is deel van jou senuistelsel. So nou kan ek 'n gesprek voer aan etenstafel en my senuweestelsel weet hoe met 'n mes en vurk te eet sonder dat ek hoef te dink. Ek kan die kar ry en ek kan 'n gesprek hê met my passasier en ek hoef nie te dink hoe om dit te doen nie. My liggaam weet hoe om dit te doen. En dis dan ook waar die term van beliggaamde denke vandaan kom. Beliggaamde denke is daardie manier van dink wat eventueel deel geword het van my senuistelsel en nou doen ek dit outomaties. En dit is waar gedragsverandering lê. So as ons gedrag wil verander, dan moet ons weet hoe die senuweestelsel werk.